Dis nou rarig die brawe mense wat vandag hier is. Wat nie bang is vir reën nie, wat nie hulle laat afsit deur reënweer nie. En daarom is ons so dankbaar, u is vanmôre hier. Dankie dat u ook vanmôre gekom het, mag die Here u ryklik seën. Nou dis altyd 'n voorreg om hier te wees. En vir die ouens wat dalk nie geweet het nie, iemand het vir my gevra of ek laas naweek lekker gerus het. Net so terloops, ek het nie laas naweek gerus nie. Ek was nie hier nie, dis waar, maar ek moes laas Sondag pastoor Linie bevestig daar aan Ooseinde, so ons is dankbaar, dit het gebeur, en ons is dankbaar vir hulle gemeente, en ons is dankbaar vir wat die Here daar doen. Ons eer die Here vir waar hy werk. Amen. Ons eer die Here vir waar hy werk. Prys die Here. So, as u dalk gedink het, ons is kwaad vir die ander kerke, maak jy 'n groot fout. Ons dank die Here vir hulle ook. Amen. Ons word nie bedreig deur hulle nie, want daar kan net een plek wees soos Deo Gloria. Nou is dit stil hier. Daar's net een plek soos Deo Gloria. Omdat u hier is. En die Here is hier. Net so terloops, net terwille van om 'n bietjie meer aan te moedig. Pastoor Leon het genoem van die Paaskonferensie, en ons gaan nie op die kantlyn sit nie. Ons is deel van alles, en net so terloops vir wat dit werd is. Jy kan maar Sondagoggend soontoe gaan, want ons musiek gaan daar speel, en ek gaan daar preek. So, as jy net dalk gedink het, ek sal Sondagoggend maar by die huis bly, want ons pastoor gaan nie daar wees nie, ek het vir jy slegte nuus, ek is daar. So terloops, vir wat dit werd is. Nou, ek is so intens bewus, ons het vanmôre so bewus geword daar in die bidkamer, terwyl ons bid, dat die liefde van die Here is so groot. En omdat hy jou lief het en regtig vir jou omgee, wil hy vir jou vanmôre doen, ver bo wat jy kan bid of dink. Amen. Wie van u wat vanmôre hier is, jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar wie van u wat vanmôre hier is, kan vanmôre sê, ek het die Here nodig. As jy die Here nodig het, is jy op die regte plek. Amen. Want die Here is hier. Die Here is hier. En ek gaan vir u ek gaan vir u gedeelte lees, en dan gaan ek so 'n bietjie hieroor praat vanmôre. Ek lees uit Matteus 8 vers 5 af. Hoor gou. Hy sê, toe Jesus in Kapernaum ingaan, kom daar 'n Romeinse offisier na hom toe met 'n versoek. Ons almal het versoeke. Selfs 'n Romeinse offisier. Moenie dit verder lees nie, hoor gou. Elke mens het 'n versoek. Ek weet nie of jou lewe perfek is nie, maar ek leef maar in 'n gebroke wêreld. Elkeen het 'n versoek. Hoor die versoek. Hy sê, Here, my slaaf lê verlam by die huis en ly baie. Nou een van die ander vertalings sê, hy sê, my seun. So, ons weet nie of dit sy seun of sy slaaf was nie, maar een van die vertalings sê sy seun, maar kom ons aanvaar, dis maar iemand wat vir hom werk. Hy sê, Jesus sê vir hom, ek sal kom, so, hy het 'n versoek, ag Here, ek het 'n slaaf of 'n werker daar by die huis, wat swaar kry. Here, hy is siek, en hy's verlam, en hy ly. En Here sê, ek sal kom. Hoor u die hart? Hoor u die hart? Ek sal kom. Hoekom? Omdat hy mense lief het. Dink jy hy sal vir jou ook sê, ek sal kom. Ek sal kom. Hy sê, ek sal kom en hom gesond maak. Wat het die ou gevra? Daar's 'n ou wat siek is, en hy ly, en die Here sê, ek sal kom en hom gesond maak. Die Here vervul in die behoeftes van mense.
En hoor wat sê hy, maar die offisier antwoord. So, ek het nou gedink, as ek vir die Here vra, Here, my wie ook al is siek en hulle ly, en Here sê ek sal kom, sal ek aan baie bly wees. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal nogal bly wees, as hy sê ek sal kom. Maar hierdie offisier, hy sê, nee, hoor gaga. Hy sê, Here, ek is nie werd, dat u onder my dak inkom nie. Sê net 'n woord, en my slaaf sal gesond word. En dis daaroor wat ek vanmôre met jou wil praat. Hierdie Romeinse soldaat sê, Here, ek het iemand. Here sê, ek sal kom en gesond maak. Hy sê, nee Here, dis nie nodig nie. Spreek net 'n woord. Spreek net 'n woord. Een woord. En ek wil vanmôre vir jou kom herinner aan die krag van een woord uit die mond van God. Een woord uit God se mond kan jou lewe verander. Een woord uit die troonkamers van die hemel kan vanmôre jou omstandighede verander. Een woord kan vanmôre genesing bewerkstellig. Een woord kan vanmôre jou optel uit jou donker omstandighede. Een woord van die Here. Een woord. Weet jy wat? Kom ons wees gou eerlik. Ons hoor elke dag baie woorde. Party ons kan dan baie praat, maar hulle praat baie. Amen. Ons hoor baie woorde. Mense praat. Hulle maak beloftes. En kom ons sê gou vir mekaar, as mense maklik beloftes maak, kan jy dit vanmôre verseker weet, hy kan dit maklik breek ook. Maar wanneer Jesus praat, verander dinge. Ek glo, as die Here 'n woord spreek, word alles in lyn met sy woord. As hy sê dit is so, dan verander alles om so te wees. Amen. Weet jy wat? As Jesus praat, gebeur daar iets. Van die begin van die skepping af is dit so. Hoor wat sê die Bybel? Hy sê, en God het gesê, so hy het gespreek uit 'n woord. Hy sê, en hy het gesê, laat daar lig wees, en wat gebeur? Hallo? Laat daar lig wees, en wat gebeur? Daar's lig. 'n Woord uit God se mond het die hele wêreld laat ontstaan. Die hele wêreld. Kan u voorstel, as ek en jy iets wil bou, kos dit baie moeite. Veral as dit gekompliseerd is. Amen. As iets moeilik is, gekompliseerd is, as dit intellek vereis, dan is dit harde werk. Maar die Here spreek net 'n woord. En die moeilikste word waar. Die moeilikste word waar. Een woord uit sy mond. In Matteus 8 sê hy, lees ons van hierdie Romeinse offisier. Nou, 'n Romeinse offisier is nie sommer enige ou nie. Dis nie elke Jan Rap in sy maat nie. Dis iemand wat opgelei is met gesag, met autoriteit, met mag. En hy het groot invloed. En hierdie Romeinse soldaat kom staan voor Jesus met 'n gebroke hart. Ek wil vanmôre sê, dit kos iets vir 'n ou in 'n posisie van gesag om sy hart oop te maak. Amen. Dit kos iets vir iemand in 'n posisie van gesag en mag om sy hart teenoor ander mense oop te maak. En hy sê, my slaaf lê siek. Nou,
hierdie ou is 'n man van gesag. Hy's 'n man van autoriteit. En hy sê sy slaaf is siek. So, hy is 'n ou wat praat en goed gebeur. 'n Romeinse offisier, as hy net iets sê, spring almal in 'n rad om dit te kan doen. Maar te midde van sy posisie, te midde van sy gesag, te midde van wie hy is, het hy nie die vermoë om siekes gesond te maak nie. Hy het nie daai vermoë nie. En dan gebeur iets ongelooflik, dat Jesus vir hom sê, ek sal kom. Dat hy dit vir hom sê, is al 'n wonderwerk. Maar hierdie ou sê, nee. Hy sê vir die Here, hy sê, spreek net 'n woord. Sê net 'n woord. En my slaaf sal gesond word. Sê net 'n woord. Nou, ek weet nie in jou denke wêreld nie, maar in my denke wêreld kos dit geloof om te sê, spreek net 'n woord. Spreek net 'n woord. Onthou u vir Petrus in die boot, as hy gaan visvang en hy is die hele nag daar en hy vang niks. En die Here sê vir hom, nee, haal die net uit, gooi dit net aan die ander kant. Wat sê Petrus dan vir hom? Op grond van u woord. Op grond van u woord. Dis geloof, dis vertroue in die gesag van Jesus se woord. En dit bring my by die eerste punt. Jesus se woord het autoriteit. Jesus se woord het gesag. Jesus se woord is daar. Amen. En hierdie offisier, kom ons sê op mekaar, hy was nie net 'n man van gesag nie. Hy was 'n man wat gesag geken het. En hierdie ou sê, hy sê, ek is self iemand, hy sê nie, hoor gou mooi, jy moet na mense se woorde luister. Hy sê nie, ek is iemand met gesag, wat praat en iets gebeur nie. Hy sê, ek is self iemand onder gesag. Met soldate onder my, ek sê vir hierdie een gaan en hy gaan. Ek sê vir daai een kom en hy kom. Met ander woorde, wat hy eintlik vir die Here wil kom sê is, Here, ek weet hoe werk gesag. Wat hy wil vir die Here eintlik wil sê, ek het nie nodig om self goed te gaan doen of na plekke toe te gaan nie. Ek praat net en dit gebeur. Nou sê hy, jy het nie nodig om na my plek toe te kom nie. Spreek net daai woord. En dit sal gebeur. Hy glo, omdat hy 'n man van gesag is, sien hy en herken hy Jesus se gesag. Hy herken Jesus se gesag. En hy weet, dis nie net menslike autoritaire gesag nie. Hy besef, dis goddelike gesag. Dis hemelse gesag. En hy sê vir homself, wanneer Jesus praat, moet hierdie siekte gehoorsaam. En wanneer Jesus praat, moet demone vlug. Wanneer Jesus praat, moet dinge verander. Wanneer Jesus praat, staan dooies op. Onthou u nog, toe die disippels in die bootjie was en daar 'n storm is, en Jesus kom op die water aangeloop, wat doen hy? Kom aan, julle lees mos die Bybel. Wat doen Jesus? Hulle is paniekerig, hulle is benoud, hulle is beangs. Wat doen hy? Hy spreek net 'n woord. En hy sê, swyg, wees stil. Hy sê, in een oomblik, sê hy, swyg en wees stil. Wat gebeur? Wat gebeur? Die storm bedaar en die wind word stil. Ek dink, as daar 'n tyd was waar die disippels bang was in die storm. Ja, dis waar. Maar ek dink hulle was banger toe die storm ophou. Ek dink hulle was banger toe hulle sien dat die storm hou op as Jesus praat. Kan ek u vanmôre vra,
As Martha en Maria Jesus laat kom omdat Lazarus dood is, wat doen Jesus? Hy probeer nie nou, hy staan nie, hy maak nie soos ons apostolies nie. Wat sal ek doen? Ek sal voor daai graf loop en bid en praat en bestraf en wat ook al. Hy gaan staan voor die graf en hy sê, Lazarus, kom uit. Hallo, dis nou te heilig vir ons. Hy staan en hy sê, Lazarus, kom uit. En wat gebeur? Die dooie staan op. Dis die krag van die woord in Jesus se mond. Dis die krag. Ons het al baie woorde gehoor. Jy weet, ek sien dit en hoor vanmôre my hart. Hoor vanmôre my hart. Partykeer reageer ons op 'n woord van 'n dokter. En ek is nie teen dokters nie, hoor vanmôre, maar dokters maak ook foute. Dokters maak ook foute. En partykeer reageer ons op 'n woord van iemand. Ons reageer op 'n woord van 'n mens. Selfs van jou partykeer reageer ek op my eie woord. Hallo? Jou eie gedagtes. Nou nie julle nie, maar ander mense. Maar as my kind net nie my laat weet waar hulle is nie, en hulle is nog nie waar hulle moet wees nie, dan hardloop my gedagtes op hol. En my gedagtes sê, nee, ek sal nou al die hospitale moet bel, ek sal nou al die ambulanse moet bel, ek sal die polisie moet bel, nie dat dit sal help nie, maar jy sien, daai woorde maak jou moedeloos. Daai woorde maak jou vreesagtig. Daai woorde vul jou met skuld. Maar een woord van Jesus verander jou wêreld. Een woord. Waar mense sê dis onmoontlik, sê hy, alles is moontlik vir die wat glo. Amen. Waar mense sê, nee, dis klaar met my, dis te veel, dis verby, dan sê hy, nee, ek doen iets niets. Hallo, is julle nog hier? Die tweede punt wat ek vanmôre wil doen, sê is, Jesus se woord bring genesing en herstel. Hoor gou wat sê vers 13. Kyk wat gebeur hier. Hy sê, toe sê Jesus vir die offisier, gaan, dit sal vir jou wees. Ek wil hê jy moet mooi luister. Dit sal vir jou wees, hoe? Soos okay. Nou kan ek bietjie hier iets demonstreer. Partykeer is ons in die kerk en ons beleef die Here en ons bid en ons vra en ek kom en ek sê, ek lê dalk my hand op jou en ek sê vir jou, kom vanmôre in die naam van die Here breek daai juk oor jou en jy bid saam en jy stem saam. As jy uitloop en sê vir jouself, ag ek hoop maar dit gebeur. Jy kanselleer jou eie gebed. Maar hy sê vir die Romeinse offisier, gaan, dit sal vir jou wees volgens jou geloof. En sy slaaf het op daardie oomblik, nie 'n minuut vroeër of 'n minuut later nie, op daardie oomblik gesond geword. Let op, Jesus het nie nodig gehad om na sy huis toe te gaan. Jy weet, een keer, ek was baie bevoorreg om 'n klompie jare terug, gaan besoek ek 'n groot spreker. Die Here gebruik hom regtig vir genesing. En terwyl ons in die diens is, staan hy daar en die Here wys vir hom, daar's iemand wat vanmôre daar sit, wat gekom het om in te tree vir haar man. Haar man lê baie siek by die huis en sy het gekom om
in te staan. Vra man. En die pastoor, hy staan daar voor en hy sê, die Here wys my, hier's 'n vrou, wat hiernatoe gekom het, om namens haar man voor die Here te kom staan. Hy sê, die Here wys my, sy sit in daai nommer so en so sitplek, kom asseblief vorentoe. En sy kom vorentoe en hy sê vir haar, as dit die waarheid, het jy vanmôre, sy's van 'n ander dorp, sy's nie van dieselfde omgewing nie. En sy sê ja, hy sê vir haar, ek het vir jou slegte nuus, hy het intussen gesterf. En hierdie vrou bars in trane uit, hy sê, moenie huil nie. Glo jy die Here is in staat om hom nou op te wek, net daar waar hy is, en hom gesond te maak. En jy weet, dis maklik om te sê, ek glo, maar is iets anders om dit te doen. Nou nie jy nie, maar ander ouens. En in een oogwink sê Here, ek sien in my gees hoe hy daai man op die bed aanraak en hom opwek. En sy vra vir hom, wat is sy naam? En sy sê, nee, sy naam is Sam. En hy sê, Sam, in die naam van die Here, staan op en wees gesond. En sy sê vir hom, hy stuur een van sy werkers saam met hy sê, gaan huis toe, gaan haal hom en bring hom terug. En 'n uur later, toe's die werkers saam met die vrou en die man terug in die kerk. En hy sê vir die man, vertel vir ons wat het met jou gebeur. Hy sê, ek kan nie verstaan nie, maar ek het my gees het my liggaam verlaat. En hy sê, maar omtrent 'n uur gelede, toe ervaar ek, daar staan iemand met wit klere voor my. En hy sê vir my, jou vrou is besig om te roep vir jou, jy moet teruggaan. Jy sien, die Here het net nodig om een woord. Ek wil wees genees. Ek wil. Jy sien, Jesus het nie nodig gehad om na die lijk toe te hardloop nie. Hy het nie nodig gehad om sy hande op te lê nie. Of soos vandag se mense water te sprinkel nie. Hy het nie nodig gehad om enigiets te doen nie. Hy spreek net 'n woord. En die sieke word gesond. Wanneer Jesus praat, gebeur dinge onmiddellik. Dit gebeur onmiddellik. Daar's nie 'n vertraging in die hemelse gesag nie. Dalk sit jy vanmôre hier. Jy het een of ander situasie. Miskien is jy ook siek. Miskien is jou hart siek. En ek praat nie van jou fisiese hart nie, ek praat van jou hart wat seer is, of gebreek is. Of miskien is daar een of ander wond. Miskien is daar skuldgevoelens, of miskien is daar 'n gebroke droom. Miskien is jy in 'n finansiële verknorsing. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Jy hoef nie te wonder of Jesus nog gaan kom nie. Ek het vanmôre vir jou 'n bemoedigende woord. Die Here het net 'n woord nodig. En miskien moet jy vanmôre 'n bietjie sê vir die Here, Here, spreek daai woord van genesing, spreek daai woord van uitkoms, spreek daai woord van deurbraak oor my. Want dan sal dinge verander. Hoor gou wat sê Psalm 107. En hierdie is in die Ou Testament. Hy sê, hy het sy woord gestuur. Hallo, hy het sy woord gestuur. En hulle het gesond geword. Jy sien, dis dieselfde vandag. Jesus se woord is steeds lewend kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Hy kan deur sy woord genesing bring. Hy kan deur sy woord vir jou vrede gee. Hy kan deur sy woord herstel bring aan jou situasie. Amen. Jy moet dit net glo. Derdens, ek is amper klaar. Derdens, Jesus se woord verander lewens deur geloof. Weet jy wat? As hierdie Romeinse soldaat voor hom staan, en hy sê, nee Here, ek is nie waardig dat u na my huis toe kom nie.
spreek net 'n woord. Dan is Jesus so verbaas oor hierdie man se geloof. Hoor wat sê vers 10. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek by niemand so groot geloof gevind. Dis interessant. Jesus was so verbaas. Nie oor hierdie man se gesagsposisie nie. Nie oor die feit dat hy 'n spesifieke hiërargie het nie. Hierdie man verbaas hom oor sy geloof. Die offisier het geglo sonder dat hy gesien het. Die offisier het vertrou sonder bewyse. Hy het geweet, as Jesus net 'n woord spreek, is dit genoeg. En hier lê die klem van ons tema vanmôre. Een woord van Jesus kan my lewe verander. Een woord. Maar jy kan dit nie kry as jy nie die Here glo en vertrou nie. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Geloof maak jou hart oop vir die krag van die woord. As jy Jesus se woord glo dat dit die waarheid is, dan begin daai woord in jou lewe werk. Binne in jou denke, binne in jou emosies, binne in jou omstandighede. Hoor gou wat sê Romeine 10 vers 17. Hy sê, geloof kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord van Jesus. Jy sien, elke keer as jy sy woord hoor, sy woord glo, sy woord spreek, dan bou iets binne in jou. Gemeente, Jesus het nie verander nie. Wat hy gister en eergister gedoen het, kan hy vandag en môre ook doen. Jesus het nie verander nie. Sy woord is vandag nog net so kragtig as in Kapernaum. Nog net so kragtig. Jy hoef nie vanmôre te vra, Here kom en kom onder my dak in nie. Jy het nie nodig die Here langs jou staan nie. Ek kan onthou, voordat ek my lewe vir die Here gegee het, mense is dan baie ongelowig. Was julle ook so ongelowig? Ek kan onthou voordat ek my lewe vir die Here gegee het, ek was so ongelowig. Ek het daar gesit en gesê, Here, as een van daai orgelpype beweeg, gaan weet ek, U praat met my. Julle lag vir my, maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Weet jy wat? Jy het nie nodig dat Jesus bonatuurlik homself aan jou openbaar en hy langs jou kom en onder jou dak en wat ook al. Jy het dit nie vanmôre nodig nie. Vir 'n wonderwerk het jy net nodig dat die Here 'n woord spreek. 'n Woord. Wanneer hy sê jy's vergewe. Wanneer hy sê jy's vergewe. Weet jy wat? As hy sê jy's vergewe, wat gebeur? Jy's vergewe. As hy vanmôre vir jou sê, ek het jou lief. Wat gebeur? Sy liefde word in jou lewe geopenbaar. As hy vanmôre vir jou kom sê, vrede vir jou, beleef jy ewe skielik die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Jy sien, wanneer hy sê, staan op, dan kry jy nuwe lewe. So wat ook al jy vandag van die Here nodig het, of dit nou genesing is, of herstel, of vergifnis, of hoop, luister bietjie na die woord. Luister na die woord. Glo sy woord. Weet jy wat? Die Here kan in een oogwink. Ek dink dit was Smith Wigglesworth wat gesê het, one word from God can change the world. One word from God can change the world. Een woord kan jou lewe verander. Een woord. Weet jy wat? Partykeer wil ons vreeslik geestelik wees, maar partykeer het hy net nodig om een woord vir jou te gee. Dalk net een woord. Dalk net te sê, Tinus, ek sien jou raak. Dalk net om te sê vanmôre, Elise, ek weet waardeur jy gaan.
Weet jy wat? Jy het een woord nodig en alles verander. Wil jy nie jou hart oopmaak en sê, Here, praat met my, ek luister. Ek wil reageer op die woord, ek wil die woord glo. Jy sal ervaar dat die woord van Jesus kan jou lewe verander. Hy kan jou lewe verander. Hy wil jou lewe verander. Hy wil vir jou ingryp. Amen. Hy wil vir jou onderneem. Hy wil vir jou gee na die rykdom van sy genade. Hy wil jou aanraak. Hy wil jou optel. Hy wil jou moed en krag gee. Hy wil vanmôre vir jou doen ver bo wat jy kan vra, kan bid of kan dink. Hy wil vanmôre vir jou sê, ek sien jou raak. Vanmôre, jy net een woord nodig. En daar wees, sluit jou oë asseblief. Asseblief, kom ons maak ons oë toe. Net vir een oomblik. En net daar wie sit sê, Here, ek wil my hart en hartsore oopmaak, dat U met my kan praat. Here, ek wag vir daai woord. Praat met my. Here, ons dankie vir die krag van U woord. Here, dankie dat U steeds bemoeienis maak met mense. Dankie dat U vanmôre woorde van lewe en genesing en hoop oor ons wil uitspreek. Here, help ons om soos die Romeinse offisier te glo, dat net 'n woord is genoeg. Here, 'n woord uit U troonkamer verander alles. Here, spreek nou in my siekte toestand. Here, spreek nou in my gesin. Here, spreek nou in my hart. Here, verander my lewe met U lewende woord. Dankie Vader, in Jesus naam sal dit so wees. Here, U bevestig U woord deur wonders, tekens en kragtige dade. Here, U bevestig U woord vanmôre in my lewe. Here, U woord word die waarheid in Jesus naam. Net daar wie sê, Here, ek aanvaar U woord. Ek maak U woord myne. Here, ek vat U woord. Ek staan op U woord. Ek verklaar U woord. In Jesus naam. Amen.